Anna Myntjies, waar is jy vandag? Anna Myntjies. Jy hoef nie 'n boete te betaal nie. Hierso is 'n kaartjie vir jou, want jy verjaar vandag. Sy's 84 jaar oud vandag. Die van julle wat haar ken, kan vir haar maar net 'n boodskapie stuur, 'n WhatsAppie of 'n SMSie of wat ook al. Sy verjaar vandag, ek sit haar kaartjie. As daar iemand is van julle wat dalk vir haar gaan sien in die week wat kom, sal julle asseblief hierdie kaartjie kom haal en vir haar neem. En dan Letty Brewes. Daar staan nie Letty. Ek gaan hom sommer vir Tannie bring. Baie geluk Tannie ook, hoor. En baie seën, en mag die Here vir u ook nog wonderlike, gelukkige en gesonde en genadige jare vorentoe gee, hoor. Baie geluk ook. En dan is Stel Pretorius. Daar's iemand wat blykbaar vir haar ken, wat hierdie kaartjie vir haar sal neem. Daar so agter. Sal jy asseblief ook ons seënwense vir haar oordra en vir haar sê ons dink ook aan haar, hoor. En soos ek sê, ons het baie maklike maniere om by mekaar uit te kom. E-posse en al daai goeters, om kontak te behou met mekaar. En dis so belangrik in hierdie tyd wat ons sulke individue geword het. So in elk geval, dit wat dit aanbetref, julle het almal die afkondigings gekry. Julle kan maar net daar volgens gaan. Gaan ons so net staan, dan sing ons vir die mense wat verjaar ook vandag net 'n liedjie. Hoor, kom ons staan, dan sing ons laat Here die seën op hul dae. Moet ek maar insit? Goed. Laat Here die seën op hul dae, negens uit Sion nou bestraal. Wat beveel en dit geskied, wil Here en oral gebied. Baie dankie, ek kan maar sit. Ons eerste lied wat ons gaan sing vanmôre, gaan ons ook sit terwyl ons dit sing. En dis lied nommer 442, verse 1 en 2 daarvan asseblief, terwyl ons bly sit.
Here, U is die Almagtige, die groot en die lewende en die Skepper God, wat ook kom herskep het deur U Heilige Gees, mense kom lewend en nuut maak het. En dit is wat ons ook vanoggend wil vier, aan U al die lof en al die eer en die aanbidding, wat ons as mense, ja ons as U kerk ook, in hierdie oggend vir U wil bring. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van Hom wat is en wat was en wat ook kom. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Hy wat die koning is oor die konings van die aarde, die ewige. En dis vir Hom wat ons nou gaan 'n loflied sing, ook op hierdie Pinkstersondag. Ons volgende lied daarso, ek dink julle het dit ook gereed daar, is lied nommer 436, ons sing verse 1, 2 en 3, staan daar asseblief. In die erediens is God heeltyd besig, ons is besig met 'n tweegesprek. God praat met ons en ons as mense antwoord, en dan praat God en ons as mense antwoord weer deur ons liedere of deur ons gebede ensovoorts. En nou is dit God kom en hy sê vir ons, wat is die belangrikste ding wat ons in ons lewe moet toepas? Wat is die samevatting as sodanig van hoe behoort ons lewens te lyk? En wat is die kern waaroor dit gaan en behoort te gaan in ons lewe? Dan lees ons ook hier op 'n keer in Markus 12, het een van die skrifkenners wat gehoor het hoe dat hulle met Jesus kort voordat hy ter dood veroordeel is, het hulle met Jesus kom praat, hulle het nader gekom, hierdie jongman, en toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het vir hierdie mense wat hom ondervra het, vra hy vir Jesus, watter gebod is die belangrikste van almal? En daarop het Jesus geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here, ons God, is die enigste Here. Israel is eintlik hier maar net 'n simbool van almal van julle wat sê julle behoort aan die volk van God. Julle is die geroepenes van God. Hy sê, julle en jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Met jou totale mens wees, moet jy vir God lief hê. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Met ander woorde, dit is eintlik maar soos wat ons 'n muntstuk het, wat twee kante het. Dis een muntstuk, maar hy twee kante, twee verskillende gesigte wat daarop is, nie?
Die een is ons liefde vir God, die eerste 4 gebooie, soos wat ons dit in die Ou Testament ook aangeteken het, en dan die tweede 6 gebooie, Tweede Testament gedeelte van hierdie 10 gebooie, is ons liefde teenoor mekaar. Liefde is nie liefde, as dit nie hierdie 2 komponente het nie, naamlik 'n volledige liefde van God, en 'n volledige liefde aan ons medemens. Deesdae praat so baie mense sommer maar net oor liefde. Liefde is liefde, sê hulle. Maar dan vergeet hulle hierdie komponent van hierdie liefde van God, want dis waaruit hierdie ander liefde kom. As ons nie 'n liefde vir God het nie, dan kan ons ook nie regtig waar, sê 1 Johannes 3, dan kan ons ook nie regtig waar mekaar lief hê nie. Want ons leer by God wat is liefde, wat is onselfsugtige liefde. En dis wat ons die heeltyd in ons koppe en in ons harte, in ons verstande en in ons dade moet gaan deurvoer. 'n volledige liefde vir God, gehoorsaamheid aan hom, 'n soeke van hom, 'n glo in hom, en dan ook ons liefde teenoor ons medemens. Kom ons sit net so, dan gaan ons net same gebed doen. Ons dankie ons hemelse Vader, dat ons ook so pas u stem gehoor het hier uit die woord uit, wat vir ons kom sê, wat is die belangrikste wat ons in hierdie lewe moet en kan doen, deur die werk van u Heilige Gees, dat ons vir u bo alles en bo almal sal lief hê. Here Jesus, u het self ook vir ons gesê, ons kan nie sê dat ons u werklik lief het, as ons nie bereid is om ook alle ander soorte liefdes wat ons in hierdie lewe het, aan u kan opoffer nie. Vir u sal eerste stel in ons lewens nie. Leer vir ons deur u Gees se werking ook hoe om dit te doen. En dat ons daarmee saam ook in ons liefde vir u ook vir mekaar sal lief hê. Sal weet, soos wat Paulus dit ook geskryf het in Romeine 12, dat ons mekaar so sal lief hê, dat ons bereid sal wees om onsself op te offer, ons eie beswil sal opoffer, ter wille ook van die beswil van ander mense, hulle wat dit ook so nodig het. Leer u vir ons daarin. Dankie dat u u Gees ook vir ons gestuur het, om hierin aan u gehoorsaam te kan wees. Ons dankie dat ons ook vanoggend ons geloof in u kan bely, o God, as die Skepper God wat alles en almal gemaak het. Here Jesus, dat u gekom het as die enige gebore Seun van God, dat u bereid was om u hemelse majesteit prys te gee, om hier op aarde te kom woon en vir ons sondes aan die kruis te gaan sterwe en uit die dood uit te kon opstaan, te kon opvaar na die hemel, van waar ons ook u terugkoms verwag. Dankie ook, o Heilige Gees, dat u gekom het om tussen ons te kom woon, ja selfs binne in ons te kom woon, sodat u vir ons ook kan vashou, vir ons kan begelei en vir ons kan help op hierdie aardse pad, wat partykeer maar baie moeilik kan wees. Dankie vir hierdie kerk, waaraan ons kan behoort, wat u geroep het om u kinders te wees, om in u te glo. Dankie vir hierdie gemeente waarin ons kan behoort. Dankie vir almal in hierdie gemeente wat vir u lief het en wat vir ons kan ondersteun en in die geloof ook vir ons kan bemoedig, want u weet hoe moeilik die lewe soms kan wees. En dankie dat ons kan uitsien, Here Jesus, na u terugkoms, sodat u kinders kan kom haal om vir altyd by te wees. Dankie vir u groot genade en u sorg in ons lewens. En ons gebed is ook nou, wanneer ons die woord gaan oopmaak, om daaruit te lees op die Pinksterdag, dat ons harte opnuut met blydskap en met vreugde gevul sal wees oor dit wat u ook vir ons kom doen het, en waartoe u vir ons ook elke dag nog begelei. Ons bid dit met groot dankbaarheid en in Jesus se naam alleen. Amen. Gemeente, ons gaan vanoggend ons 'n gedeelte saam lees uit Handelinge 2. Goed, kom ons lees nou uit Handelinge 2 uit. Daarby vers 1, die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar.
Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, die Parthe en die Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here ook sy woord vanoggend aan ons elkeen seën. Jy weet, gemeente, mense kom met baie agter dat die disippels en later nou natuurlik wat die apostels geword het, hulle het op 'n stadium het hulle nie regtig waar verstaan alles wat Jesus gesê het nie. Hulle het ook nie mooi gehoor wat Jesus altyd vir hulle gesê het nie. En eers agterna het dinge vir hulle begin duideliker word. Het hulle begin begryp waaroor dit gaan. As 'n mens dink net aan daardie laaste gesprek wat die Here Jesus met hulle gehad het, volgens Handelinge 1 vers 8, net voordat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy nog vir hulle gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hy het vir hulle gesê om na die bokkamer te gaan en om saam te gaan bid en te gaan bid vir hierdie dag wat sou plaasvind. Toe eers kom die woorde van Johannes 16 waar die Here Jesus met hulle gepraat en gesê het, eers agterna sal julle hierdie dinge verstaan wat ek vir julle sê. En nou kan 'n mens vir jouself indink en julle het ons almal self nou hierdie Pinkstertyd beleef van hemelvaart af wat plaasgevind het, die 10 dae van saam bid en van saam kom, saam glo, saam beleef, het hierdie disippels sekerlik toe hulle daar in daai bokkamer gesit het, nie geweet wat gaan gebeur nie. Hoe gaan hierdie koms van die Heilige Gees dan nou in hulle lewens plaasvind? En wat 'n verstommende gebeurtenis het toe nie daardie Sondag op Pinkster plaasgevind nie. En ons gaan vanmôre wil ek net so 'n paar idees en gedagtes met julle uitruil oor dit en vir julle laat probeer indink oor wat 'n grootse gebeurtenis daardie dag, daai Sondag plaasgevind het. Daar veral in die bokkamer, die plek van byeenkoms waar die disippels, en dit is nou nie net die 12 disippels van Jesus nie, maar ook ander gelowiges, want hulle was op 'n stadium so 120 van hulle bymekaar gewees. Wat het hulle daar beleef? Wat het in hulle lewens plaasgevind? En dan wil ek dit veral eerstens oor die boeg gooi van nommer 1, dat die Heilige Gees se koms was nie maar sommer maar net 'n nagedagtenisie of 'n dingetjie wat plaasgevind het, onbepland plaasgevind het nie. En dis baie belangrik dat ons dit vandag nog sal snap. Die Heilige Gees se koms was deel van God se beplanning van die begin af. Omdat die Heilige Gees deel van die drie-eenheid, die drie-enige God is. Daarom was sy koms na hierdie wêreld toe ook deel van God se beplanning. En die Here Jesus het alreeds in Johannes 16, voordat hy nog gesterf het, het hy vir hulle gesê, julle moet bedag wees daarop,
dat die Heilige Gees gaan kom na hierdie wêreld toe. Hy gaan die parakleet wees, is die pragtige woord wat daar gebruik word. Ons gaan nou by die betekenis van die parakleet ook uitkom. Hy gaan die parakleet stuur en hy gaan vir ons in die volle waarheid, vir ons wat gelowig is, in die volle waarheid inlei. En hierdie waarheid waar hy vir ons gaan inlei, gaan die hele pad na ons toekoms toe, totdat die Here Jesus weer terugkom, sal hy op hierdie pad tot ons beskikking wees. Parakleet beteken doeteenvoudig uit twee woorde uit bestaan dit. Die een is dat, ons ken die woord parallel, nee? Wat beteken die woord parallel? Beteken om langs mekaar te wees, nee? Daai lyne skei nie van mekaar nie, hy bly die heeltyd langs mekaar. En dan kleed kom van 'n Griekse woord af wat kallio, wat roep beteken. Die Heilige Gees is geroep om langs ons te wees, om ons vas te hou, ons by te staan, om vir ons selfs binne in ons te woon, sodat ons regop kan staan teen die aanslag van hierdie wêreld. So, daar was iemand nodig gewees om vir die gelowiges op die pad vorentoe, wanneer Jesus opgevaar het na die hemel toe, daarom is die Heilige Gees ook geroep op 'n spesifieke manier om by ons as gelowiges te kom wees. Die Heilige Gees se koms was nie maar sommer net 'n laaste gedagte of 'n enige gedagte of 'n unieke gedagte gewees. Alles dit ook. Maar op 'n baie spesifieke manier was die Heilige Gees deel van die plan van God om sy kinders tot die einde van hierdie lewe toe te bewaar, tot die toekoms toe, waarin die Here Jesus weer gaan terugkom. Baie belangrik dat ek en jy dit moet onthou. 'n Tweede punt is, hoekom stel die Heilige Gees homself voor aan die mense? Hoe lyk die Heilige Gees? Want ons praat heeltyd van, natuurlik is dit so, dat die Gees onsigbaar is, maar sy werking as sodanig is nie onsigbaar nie. En dit sien ons in hierdie gebeure. Dis wonderlik dat die Here God dit so beplan het, dat mense die Gees, onsigbare Gees, kan sien in die werking wat hy kom doen het. En dan sien ons die eerste manier waarop hy homself kom bekendstel, is deur 'n stormwind. Soos 'n stormwind. Dit laat ons onmiddellik dink aan Johannes 3, waar Nikodemus met Jesus kom praat het, en toe Jesus met hom praat oor die Gees, toe sê Jesus vir Nikodemus, maar die Gees is soos die wind wat waai, né? Jy hoor sy geluid, en jy sien hoe hy waai, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Maar weet jy, ek het so daaroor nagedink, hierdie wind, hierdie stormwind wat daardie Pinksterdag daai gelowiges getref het, moes iets verskriklik gewees het. Laat my dink aan toe die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hierdie kragtige wind eintlik 'n soort van 'n aardbewing bewerkstellig het. En ons weet mos, as ons dink aan siklone en tornado's, dan lê die krag van die tornado en die siklone en die goed, lê eintlik in die wind wat water en die goed opmaak, jy weet, en hierdie verskriklike ding laat ontstaan. So word die krag van die Heilige Gees ook gesimboliseer deur hierdie kragtige wind. En wat 'n wonderlike manier is dit nie om vir ons as gelowiges die krag van God deur sy Heilige Gees te kom demonstreer nie. Wanneer Paulus in Efesiërs 1 praat oor die Heilige Gees en sy werking, dan gebruik hy 3 soorte woorde in die Grieks. Ek gaan dit nie met julle deel vanmôre nie, maar die een beteken dat hy is soos 'n dinamiet, dynamis. Hy is soos dinamiet wat letterlik mense die kerk aan die brand kom skop. Uit hulle stoele uitdruk, want weet jy, die kerk het, as ek net dink daaraan,
het met verloop van eeue, het hy so half aan die slaap geraak, en ons het lekker warm begin sit en raak en snoesig in ons, wil ek sê, Christenskap, sodat ons amper nie meer wil opstaan en uitstaan vir die Here in hierdie wêreld nie. Die disippels het ook heerlik snoesig daar in daai kamer gesit en wag. En toe kom die Heilige Gees en die stormwind en hy lig hulle uit hulle sitplekke, uit hulle warm gesete sitplekke uit, sodat hulle kon opstaan en kon gaan getuig. En dan gebruik Paulus ook nog 'n ander woord, en hy praat van die gesag en die mag van die Here Jesus, wat deur die Heilige Gees deur hom gewerk het na die wêreld toe. En dis daar dieselfde krag wat ook vir die Here Jesus uit die dood uit laat opstaan het, sê Paulus. En so baie keer kry mense die idee dat die Christendom in die wêreld word bespot omdat hy so geminimaliseer word, so niks werd gemaak word, omdat ons as gelowiges nie altyd van daardie krag gebruik maak wat deur die Heilige Gees na ons toe gekom het nie, die dinamiek van die evangelie, en die wêreld het dit so nodig. En wat doen ons as Christene daaraan? Laat ons maar Gods water oor Gods akker loop, ook wanneer ons rondom ons braaivleisvure sit, of wanneer ons in ons kantore is, wanneer ons in ons huise is, en die naam van die Here word bespot, word belaglik gemaak. Wat doen ons dan? Is ons maar hierdie verloorders? Is ons maar hierdie klomp Christene wat slap geword het, wat warm geword het in onsself, en wat nie dink daaraan dat die wêreld die Here Jesus nodig het en die evangelie nodig het nie? God het dit goed gedink om sy Heilige Gees in krag te stuur, om sy kinders op te lig, om die kerk te vorm en op te staan in hierdie wêreld, en om van die evangelie, die verlossing en die vrymaking en die oorwinning van die Here Jesus te gaan verkondig. Want die wêreld het dit so nodig. En so baie keer kan ons so, daar's 'n mooi Afrikaanse woord, defaitisties wees, so verloorderagtig wees, terwyl God aan ons sy Gees gestuur het, om met krag in hierdie wêreld te gaan getuig. Dis juis waarvoor die Heilige Gees gekom het, waarvoor hy Parakleet geword het, waarom hy die disippels kon uitgestuur het na die wêreld toe. Om nie bang te wees om van Jesus te getuig nie. Om nie bang te wees om die waarheid te gaan verkondig in hierdie wêreld nie. Om nie bang te wees oor die verlorenheid, om dit vir die wêreld te gaan sê sonder Jesus nie. Ons kan partykeer so 'n verloorder mentaliteit hê, terwyl God in ons sy Gees gestuur het om met krag en met gesag en mag in hierdie wêreld te gaan optree in sy naam. Die tweede ding van die Heilige Gees wat hy homself bekendstel, is die van vuur. En hierdie vuur, liewe broer en suster, was nog altyd die teken van reiniging gewees, van reinmaking gewees. So mens maar gaan kyk na Jakobus 1 en jy gaan kyk ook na 1 Petrus 1. As jy byvoorbeeld gaan kyk na wat Paulus skryf aan die Galasiërs ook in hoofstuk 5 en 6, dan gaan dit in die eerste plek daaroor dat die Heilige Gees ook vir ons gekom het om vir ons skoon te waai. Ons het so pragtig daai lied gesing ook net nou, waai deur my Heilige Gees, né? Die Heilige Gees kom, maak nie van ons sommer maar net nuwe mense nie, maar hy kom waai deur ons. Hy kom gee 'n nuwe operating system hier binnekant in ons. Ons ken mos hierdie taal
van die Windows 10 en Windows 11 en Windows 8 en 7 en wat ook al dit is nie. Hy kom sit 'n nuwe bedryfstelsel die binnekant in ons, om nou voortaan nuwe lewensreëls na die voorbeeld van die Here Jesus te gaan uitlewe. Ons is nie meer gebind aan ou wêreldse en lelike reëls nie, skryf hy in Galasiërs 5, waar hy praat van al hierdie lelike dinge wat mense se lewens so liderlik maak. Hy sê die Heilige Gees het gekom om ons die vrug van die Gees te kom laat belewe, om iets van liefde in ons lewe te hê, iets van die vriendelikheid en die blydskap en die goedheid en die selfbeheersing en al daai goeders waarvan Galasiërs 5 vir ons verduidelik, om van ons nuwe mense te maak wat onder beheer van die Heilige Gees nou leef. Die laaste liedjie wat ons net nou gesing het, gaan juist daaroor, dat ons iets van die beheer van die Heilige Gees sal hê in ons lewe. En liewe broer en suster, dis nie so moeilik om daarby uit te kom nie, want al wat ons moet doen is om die Heilige Gees te vra en ons lewens oop te stel vir sy reinigingswerk hier binne in ons. Ek het vanmôre so ietsie oor die radio gehoor, waar hulle gepraat het daaroor ook juis. Iemand het daar 'n getuienis gelewer en dit is so waar. So baie keer dan probeer ons dinge maar sommer op ons eie manier doen, jy weet. Ons wil verlossing hê van die ding of van daai ding of van hierdie probleem of daai probleem en so aan. En dan probeer ons maar op ons eie manier die dinge beredder of regmaak of oorkom of oorwin of wat ook al. Maar elke slag kom dit daarop neer dat ons iemand anderster nodig het wat groter is as ons, om ons te help. En daarvoor het God sy Heilige Gees gegee, dat ons sommer van die begin af ons lewens vir hom sal oopmaak en oopstel en vra. As ons maar net wil leer om hom te vra, kom neem oor in my lewe, Here, ek het U nodig, sonder U kan ek dit nie doen nie. Hulle sê, ons mense hou nie daarvan, om ons afhanklikheid van iets of iemand anderster te erken nie. En dit is seker so, ons wil selfstandig wees, nie? Ons wil weet, ons het die ding gedoen. Ek by magte van myself het hierdie ding of daai ding gedoen. En daarom is ons ook nie so genee om hom te erken teenoor die Heilige Gees dat ons hom nodig het nie. Dat ons sonder hom nie kan werk nie. Jesus het gesê in Matteus 5 het hy gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Julle sal eers gelukkig wees as julle weet hoe afhanklik julle van God is. Eerste preek wat Jesus op aarde gelewer het, van die eerste woorde wat hy vir ons as mense gesê het, julle sal eers regtig gelukkig wees as julle in afhanklikheid van my gaan lewe. En weet julle, mense kom dit so agter, as jy gaan kyk na die geskiedenis van die disippels, die apostels van die Here Jesus, hoe dat hy hulle uitgestuur het, hoe dat hulle uitgegaan het, hoe dat hulle behoue en bewaar gebly het, omdat hulle onder die krag en die bewaring van die Heilige Gees gelewe het. Daai tyd was daar geweldig baie vervolging ingestel teenoor hierdie disippels, nee? Teenoor elke gelowige, teenoor elke Christen van daai tyd. En hulle kon alleenlik oorleef deur die krag van die Heilige Gees, wat God gegee het op Pinksterdag. Vandag nog is daai selfde krag tot my en jou beskikking. En ek en jy kan alleenlik oorleef in hierdie wêreld met al sy verkeerde dinge, verkeerde aanloklede, versoekings en al die goed, wanneer ons op die krag van die Heilige Gees staat maak. Die derde dingetjie hoe die Heilige Gees hom kom bekend maak, was deur die talespraak. En dit is so belangrik dat ek en jy dit sal besef. Ons het ook in 'n liedjie vanmôre gesing, dis hoekom ek sê die liedere is pragtig gekies hier op Pinkstersondag, dat dit is eintlik die dag waarop die kerk uitgestuur word na die wêreld toe.
Daarom het deur die werking van die Heilige Gees hulle in alle soorte tale gepraat, sodat nie een volk op hierdie aardbol sou sê, ons is die eienaars van die Heilige Gees nie, of ons is die eienaars van Jesus Christus, hy behoort net aan ons nie, of God die Skepper behoort net aan ons nie. Daarom het die Heilige Gees gekom en al die moontlike tale wat daar betrokke was, het hy vir mense opgewek om in daai tale te praat, om te sê, die evangelie is vir alle mense bedoel. Wonderlik, Johannes 3 vers 16 wat ons so goed ken, word waar op Pinksterdag. Want daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, en daai woord daar is die woord kosmos wat gebruik word, die hele wêreld, sodat niemand op die ou end sal sê, dat die evangelie is nie vir my bedoel nie. God se liefde is nie vir my bedoel nie. Jesus se liefde is nie vir my bedoel nie. Die Heilige Gees is nie vir my bedoel nie. Want Pinksterdag het gekom om hierdie waarheid te onderstreep. God het die wêreld so lief, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dit sluit alle mense in. Weet jy, en selfs ook die mense in jou huis miskien, of in jou familie miskien, of waar ook al, of wie ook al dit mag wees, die baas by jou werk, of die president van jou land, of van watter plek ook al, wat ons so baie keer kan afskiet en sê, maar die ou is onbekeerbaar, hy sal nooit tot redding kan kom nie. Kom Pinksterdag, en God laat dit so gebeur deur sy Gees, dat mense die boodskap moet hoor, dat die evangelie van Jesus Christus, die blye evangelie, redding uit die mag van sonde, verlossing, vrede, wat ook al die mens na smag en na soek, is moontlik vir jou, deur Jesus Christus en deur die werking van sy Heilige Gees. En het jy al so daaraan gedink? Want Pinksterdag het ook vir my en jou die Bybel in ons eie taal kom gee. As dit nie was vir dit wat gebeur het op Pinksterdag nie, sou die Jode miskien kon gesê het, of die Grieke miskien kon gesê het, of die Hebreërs miskien sou kon gesê het, dis net vir ons eie taal bedoel, of vir ons eie volk bedoel, of vir ons eie nasie bedoel. Maar nie, Pinksterdag het gekom en gesê, hierdie woord van God, net nou gaan hulle 'n liedjie sing oor, U gee ons die woord. Hierdie woord van God is vir alle mense, alle tale bedoel. En ek en jy moet instrumente wees daarvan. Ek is bly om te sien, vanmôre gaan julle dankoffers ook weer gaan, en by die deure ook gaan vir Bybelgenootskap en Bybelverspreiding. En dis hoe 'n kerk moet wees. Al kan ek nie al die ander tale praat nie, dat ek dit tog sal beskikbaar stel, die woord van die Here sal beskikbaar stel, in watter tale dit ook al mag wees in hierdie wêreld. En dis waarvoor ek en jy moet bid, dat hierdie tale, verspreiding ook, dat daar nie een mens op die ou end sal wees wat kan sê, kyk, ek het nie geweet van Jesus Christus nie. Ek het nie geweet van die uitstorting van die Heilige Gees nie. Ek het nie geweet dat God, Jahweh, die Skepper God is nie. Maar dat hierdie woord sal uitgaan. En daarom is dit so belangrik dat 'n kerk ook, 'n gemeente sal weet, wat verwag die Here van my, sodat sy Gees ook in sy volheid kan kom. Ek sluit af. Die effek wat die Heilige Gees gehad het, is dat gewone manne en vroue, en ek wil kinders ook insluit, dat hulle kon opstaan en getuig oor wat Jesus Christus en wat God deur sy Gees in hulle lewens gedoen het. Daai wegkruipende, beteterde klompie disippels wat nie wou gehad het iemand moet weet, hulle ken eers vir Jesus nie, kon opstaan. En Peter is een van die verloonaars van die Here Jesus,
kon so kragtig preek deur die werk van die Heilige Gees dat 3000 mense op 'n slag tot bekering kom. Dis wat in 'n kerk moet gebeur. Ons sien, en ons lees verder ook in Handelinge 2 en hoofstuk 3, 4 en 5, lees ons van daai eerste kerk, hoe dat daardie mense as gelowiges, daar het dit begin, mekaar regtig lief gehad het. Dat hulle regtig waar vir mekaar omgegee het. Dat hulle mekaar in hulle behoeftes gehelp het. Hulle het geweet wat hulle nodig het. Dat hulle die gemeenskaplike maaltye saam met mekaar geniet het. Dat hulle uitgesien het daarna om saam te kom, saam te wees, saam God te prys, God te aanbid, met blydskap in hulle harte. Dis waaroor ek net toe gepraat het. Met blydskap in hulle harte het hulle die Here gedien en aanbid. Was daar vuur in hulle binneste. En dan sê die woord van die Here vir ons, en die Gees het elke dag by die gelowiges bekeerde mense gevoeg. Nie lidmate wat sommer net van ander gemeentes af oorgekom het nie, maar bekeerde lidmate, omdat hierdie gelowiges getuig het, dit as hulle roeping beskou het, om vir die wêreld rondom hulle te vertel van dit wat Jesus kom doen het, van die verlossing wat Jesus kom bring het, van die redding wat hy kom bring het, van die toekoms, die ewige lewe wat wag op elkeen wat in die Here Jesus glo, wat hom aangeneem het en wat hom dien. Laat ek en jy ook op hierdie dag weer gaan nadink, ons eie lewens weer in oënskou neem, ook ons eie gemeente in oënskou neem. Is ons regtig waar mense wat met ons hele hart bid, soos die liedjie wat ons gesing het, maak my hart oop, o Heilige Gees, kom waai deur my lewe, kom reinig my, kom maak my skoon, kom vul my met u krag en met u vuur en met die verkondiging, liefde vir die verkondiging van die evangelie van die Here Jesus Christus. Mag die Here, ons God, deur die werking van sy Heilige Gees en na die voorbeeld van sy Seun Jesus Christus ook vir hierdie gemeente vorentoe vat op die pad, sodat julle ook waarlik deur die wêreld gesien kan word, waar jy ook al mag beweeg, waar jy ook al mag werk, waar jy ook al mag skool gaan, of by jou huis, kan gaan sien, jy is waarlik gevul met hierdie wonderlike Heilige Gees, wat God op Pinksterdag aan ons as sy kerk gegee het. Die Here se seën is met julle. Amen. Hemelse Vader, dankie ook vir u woord in hierdie oggend, vir u bystand en u krag. Wat 'n wonderlike wete is dit nie, wat ons vanmôre uit die woord uit kan hoor, dat u Heilige Gees gegee het, juis om vir ons ook, vandag nog, meer as 2000 jaar later, geskenk het, sodat ons ook in hierdie wêreld steeds hierdie blye boodskap van Jesus Christus en sy verlossing en sy redding en die oopbreek van die toekoms ook vir ons deel kan wees. Gee dat ons ook warm sal wees, ons u krag sal ervaar, dat ons u vuur in ons binneste sal ervaar, dat ons ook alle moontlike maniere sal soek om die evangelie na die wêreld toe uit te dra, juis omdat u vir ons daartoe roep ook. En gee ook dat u Heilige Gees vir ons elkeen so sal reinig, dat ons skoon en heilige instrumente in u diens in hierdie wêreld mag wees.
Kom bid vir die leraar van die gemeente. Kom bid ook vir die kerkraad van die gemeente, vir elke lidmaat, vir hulle, ons sanggroep ook, Here, hy wat die koster is, hulle wat die media projekte bewerk. Ja, elkeen wat u nodig het in hierdie tyd. Die ouer mense, die mense van minderjarig, ander mense, kinders. Ja, almal van ons het u nodig en ons kom bely dit vanoggend voor u. Mag u naam deur ons ook geëer en verheerlik word. Ons bid vir ons land en sy mense. Ons bid vir hulle wat die regering vorm, die oorhoofse regering en ook die plaaslike een, dat hulle mense sal wees wat hulle hulp en hulle raad ook by u sal gaan soek en in die krag van u Heilige Gees ook sal optree. Ons weet, Here, dat u Gees is ook kan ook onweerstaanbaar werk in mense se lewens. En daarvoor bid ons dat u in die groot genade ook vir ons sal aanraak. Ons kom bid ook vir mense wat miskien in die gemeente is, wat so geraak is deur hierdie traumatiese ding van Goodyear wat gaan sluit. Here, ons bid dat u ook self met daardie mense sal wees en dat u vir hulle sal bemoedig, vir hulle sal aanraak en vir hulle sal help. Ook vir hierdie hele streek waarin ons woon. Dankie dat ons al ons daaglikse probleme en bekommernisse, ook oor ons kinders en ons jong mense, ons ouer mense, en almal van ons wat nog werk ook, dat ons almal net vanoggend voor u kan kom buig en bid dat u krag en u Gees ook elke dag vir ons sal versterk en sal bemoedig om in die geloof aan u en u groote mag, u almag te kan vashou. Dankie daarvoor. Lei vir ons en leer vir ons op hierdie pad deur u inwonende en alomteenwoordige Heilige Gees. In Jesus se naam, amen. Daar gaan nie nou dankoffers wees nie, dit gaan by die deure alles opgeneem word, en nou gaan ons net vra, ons gaan ook nie daai laaste lied sing nie, daai groepie, Elise, is Elise vanmôre hier? Daai groepie wat gaan sing? Is dit julle groepie? Gaan julle kom sing asseblief? Dit gaan ons uitsend, dit gaan eers die lied wees wat julle eers gaan sing, né? Ek gee jou my woord, en dan gaan ek die amen sê, en dan gaan ons die uitsendingslied ook sing, net daarna. Gaan ons staan en dit sing. Soms roep jy, Here, help my, praat tog met my. Die Bybel laat jou wonder, is dit ook vir my? Daar is soveel mooi beloftes in my woord net vir jou. Al wat jy moet doen is om in Jesus naam dit van my te vra. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord.
Bekommer jou nie oor môre nie, want ek sorg vir jou. My seun Jesus is dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. Jy is tot alles in staat, want hy, my seun, sal jou die krag gee. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord, ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ek gee jou my woord. Gemeente, kom ons staan. Ek gaan nou die seënbede uitspreek en dan net daarna dan sing ons daai volgende lied. Julle is gereed daarvoor, né? Ons koning kom. Is dit die volgende lied? Wil net vir my sê? Goed. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan met sy vrede en met sy blydskap en die bystand van sy Heilige Gees ook na julle huis. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die bystand en die krag van sy Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen. Als die
joyful